vriende, altyd 'n voorreg. Ek praat met jou oor 'n veilige reis. Mag 2026, 2027, 2028, elke jaar van jou lewe 'n veilige reis wees. Ek dink aan Noag wat vir 'n jaar lank in die ark was. Dit het vir 40 dae gereën, maar hy was vir 'n jaar lank in die ark wat die water gesak het. En hy moes 'n veilige reis gehad het. En ek lees in Genesis 6 vers 14, waar God vir hom sê, maak vir jou 'n ark van goeie verhoud, met afdelings. En die woord afdelings tref my. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. Interessante woorde, bestryk. Hy moet dit aanverf. Hy moet seker maak hierdie ark is oral gestryk met hierdie pik en met afdelings. Toe ek die woord afdelings lees, toe dit asof dit my tref en ek gaan doen so 'n bietjie navorsing oor hierdie vers en ek besef skielik dat die ark was nie net een groot boot en als deur mekaar daar binne nie. God hou van dinge wat in afdelings is. En as jy hierdie jaar 'n veilige reis wil hê, dan moet jou lewe ook in afdelings wees. Dinge moet georden wees. Jy sal nie afhou as jou huis net een vertrek, groot vertrek is en die kuiermense is oop en bloot en die badkamer is oop en bloot en die kinderskamer en die kombuis en jou kamer en die diertjies en alles is net een groot vertrek. Dit werk nie so nie. God wil hê ons lewe moet in kamers wees. Waarom moes die ark in kamers gewees het? Hulle deel skepe ook in vertrekke, veral in die boeg. En die doel van die kamers is, as een vertrek skade het, dan kan jy vinnig die ander vertrekke afsluit en die boot bly nog steeds bokant die water en jy kan herstelwerk doen. Nie dat dit sekerlik nodig was in Noag se geval nie, maar wanneer jou lewe, een van die dele van jou lewe skielik op hierdie lewensreis wat sy storms het in 'n jaar wat vinnig weggespring het, skade het, kan jy daai vertrek toemaak en jy kan sorg dat dinge gerepareer word. Maar as dit net een vertrek is, hoe verskriklik moet dit wees as jou bootjie vol water word. Nou ja, hy sê maak vir jou 'n ark van goeie verhoud. Interessant dat goeie verhoud, hulle weet nie, die geleerdes sê, hulle weet nie of dit 'n soort hout is wat dalk uitgesterf het in die tyd van die vloed nie, of dalk was dit sederhout sê hulle, wat 'n baie goeie hout is, en dan moes hierdie ark met pik bestryk word. Nou pik is 'n soort van 'n teeragtige bitumen stof, en wanneer jy die ark hiermee verf, dan gaan daar die bitumen, daai pik, daai teer in al die glewe in, en dit raak hard soos klip, en dit seël dan die gate en die glewe, en hierdie ark moes nie net aan die buitekant bestryk word nie, maar aan die binnekant ook, want vir 'n veilige reis moet jy keer dat daar verrotting plaasvind in jou lewe, daarom moet hy bestryk word met pik, want binne-in was daar baie diere. Bybel sê nie van elke spesie was daar 'n dier van elke soort spesie van honde, dat Doberman Pinscher en kom ons sê nou maar Dalmatian of Bulldog, van elke soort hond. Nee, hy sê van elke soort was daar een paar gewees. En so is die diere by mekaar gemaak. Nou die geleerdes reken dat daar tussen 6500 en 7000 diere was in hierdie ark. Die mates van die ark is interessant, dat hierdie ark was so groot soos 1,5 rugbyveld, en dan natuurlik nou met sy verdiepings, en hierin het al die diere gepas. Ek praat met jou oor 'n veilige reis in hierdie jaar. Mag God jou vashou sodat jy veilig sal reis met al jou bemanning, met al jou bagasie, wat in afdelings opgedeel is. Dit deur mekaar lewe werk net nie lekker nie. En mag jy goed geseël wees teen die storms van hierdie jaar waarin ons is. Hoe sal jy dan jou lewe in kamers indeel? Wat se kamers sal so 'n lewe moet hê? Want jy moet self dink, al daai diere moet in kamers bly. Hulle kan tog nie tussen die diere bly nie. Hoe sal jy dan die kamers indeel in jou lewe? 6500, 7000 diere en so, moet ek hulle reken dat die ark was so groot, as hulle daar die maatheid sou neem, dat die diere net 50% van die spasie sou opneem. Maar jy kan self vir jou indink, daar moet neste wees, daar moet kampe wees vir die 7 pare reindiere van elke soort, daar moet hokke wees, cages vir die wilde diere, die leeu en die tier spesie of soort, of die beer soort, daar moet cages vir hulle wees. Hoe sal jy jou lewe indeel om veilig deur hierdie lewensjaar van jou te gaan, of deur hierdie jaar waarin ons nou is?
Die eerste kamer wat ek vir jou wil uitwys wat belangrik is vir 'n veilige geseënde reis, is die kamer van jou ouers. Hoekom sê ek die kamer van jou ouers? Die Bybel is baie duidelik daaroor. As jy 'n veilige reis wil hê, sê hy, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod, sodat dit met jou goed mag gaan. Ek is seker jy wil hê 'n geestelike goeie reis. Ek hoor baie, ek is eintlik verstom, ek praat eergister, praat ek en my vrou, ek en Mariska met mekaar en ons is verstom oor hoe baie hoor 'n mens van mense wat vervreemd is van hulle kinders of kinders van hulle ouers. Kinders en ouers wat net nie by mekaar uitkom nie, wat nie by mekaar kuier nie, waar daar bietjie wrywing is en nou word die klein kinders groot sonder dat hulle by oupa en ouma ooit uitkom en hulle ken nie vir oupa en ouma nie want daar is wrywing. Sulke mense weet nie wat se skade hulle aan hulle lewensreis toe rig nie, want hulle het nie hierdie kamer van eer jou vader en jou moeder in hulle lewe nie. Hulle het nie daardie spasie nie. Weet jy my vriend, dit maak nie saak of papa en mamma reg is of verkeerd is nie. Die Bybel sê eer jou vader en jou moeder. Maak nie saak of jy van papa en mamma of van skoonma en skoonpa hou of nie. Bybel sê eer jou vader en jou moeder. Dit is nie relevant of hulle goed of sleg vir jou is en of jou pa 'n multimiljonêr is en of hy op die strate bedel nie, dit is nie relevant nie. Die Bybel sê eer jou vader en jou moeder. Eer jou vader en jou moeder beteken tog immers dat jy ten minste met hulle sal gesels en met hulle sal praat. Dit maak nie saak of jou pa en ma nie meer verstand het aan dementia ly nie. Bybel sê eer jou vader en moeder, jy moet tyd maak om na hulle te luister. Eer jou vader en jou moeder beteken jy moet goed wees vir hulle. Miskien bly hulle ver, gee hulle 'n lykie. Miskien stel jy nie belang in wat jou pa of ma te sê het nie, maar luister na hulle, spandeer tyd om tyd met hulle te spandeer. Anders gaan jou reis gepaard gaan met gevaarlike omstandighede, met 'n rowwe see, met 'n storm wat jy dalk nie kan hanteer nie. Eer jou vader en jou moeder sodat Bybel sê daar's 'n belofte by in Efesiërs 2 en 3, dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe, dat dit met jou goed mag gaan hier op die aarde. Weet jy, God wil hê dit met jou goed gaan. Dis hoekom hy sê, bou jou ark met kamers en seël dit uit met bitumen. Sorg dat daar niks in jou verhouding inmeng wat jou pa en ma betref nie. Daar moet bitumen binne en buite geseël word, sodat jy seker is dat jy hierdie vertrek van jou lewe versorg en kyk dat dit met hierdie vertrek goed gaan. Dit word herhaal, dis 'n Ou Testamentiese wet, maar dit word herhaal in die Nuwe Testament, wat God sê in die Nuwe Verbond is hierdie reël ook van toepassing. Definitief, ek wil met jou nog oor 'n kamer vertrek praat wat in jou lewensark moet wees, hierdie veilige hawe in die storms van hierdie lewe. Iemand vra my vanoggend hoe die jaar begin. Iemand vra my, wat sê jy van hierdie jaar? Ek sê oor hierdie jaar dat dit begin met 'n storm, met 'n bang, met 'n spoed. En dit begin as ek na die nuus sou kyk of na die media sou kyk of wat gebeur in die omgewing, in die wêreld, is dinge vinnig besig om te verander. Maar weet jy wat, hoe lyk die lewensjaar in jou lewe? Het jy kamers om jou te beskerm teen die storms van die lewensoseaan? Tweede kamer is, wat ek vir jou wil uitwys, is die kamer van jou huwelik. Vriende, hierdie kamer moet uitgeboetjemin word, gepik, geteer word, binne en buite, sodat daar nie ingedring word in jou huwelik nie. Meneer, baie mense mors met die huwelik in die sin van hulle vat kanse. Jou vrou moet jou enigste ene wees na wie jy kyk. Party mense is so verwaand om te sê, jy kyk na die menu, maar jy bestel nie iets nie. Ou vriend, jy's besig om op gevaarlike terrein te gaan, daar moet bitumen gever word. Jy moet net vir een persoon oogies in jou lewe hê. Die Bybel praat van die kamer van die huwelik, en mevrou, jy moet net vir een man oogies maak, en oogies hê. Kamer van die huwelik beteken jy moet opstaan vir jou lewensmaat. As hierdie kamer skommelinge in het, dan skommel dit jou hele boot, en baie mense het dit nie gemaak nie. Ek haal my hoed af vir hulle wat deur daardie storm dit gemaak het. Jy ken sulke mense. Goeie, ek wil die soort smart mense, hulle het gemaak, maar ek wil by jou pleit, ag jou huwelik as belangrik, dit kom van twee kante af, ag dit as belangrik, en spandeer tyd met jou lewensmaat, vat haar uit vir 'n koffietjie op 'n gereelde basis, waar die kinders nie saam gaan nie, waar die
kerk, as jy 'n pastoor is, nie saam met jou gaan nie, waar jou pa, ma nie saam met jou gaan nie, waar jou vriende nie saam met jou gaan nie, waar dit net jy en jou lewensmaat is, spandeer tyd met jou lewensmaat, koop die tyd uit, want die dae is boos, dis nie net vir jou geestelike lewe nie, dis vir jou tydelike lewe ook, dis veral vir jou huwelik van toepassing. Koop tyd uit om 'n koffietjie saam te drink, koop tyd uit. Dit hoef ons nie duur te kos nie, party plekke kos dit, glo dit of nie, ek het in die week gehoor van 'n plek waar dit 14 of 17 rand kos om koffie te drink, glo dit, of glo dit nie, maar al kos dit jou 55 rand, al gaan koop jy 'n roomys by hierdie plekke waar jy sommer net so 'n draai-vroeg het, weet jy vriend, daar die 10 minute, daar die 20 minute op die bankie in die parkie, is goud werd, dis bitumen, en dit is 'n afseël van 'n kamer wat vir jou in hierdie jaar veilig gaan dra. Die Bybel sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat. Verlaat beteken, jy gaan nou aan 'n maatjie vasleef, emosioneel, jy gaan met jou geld vashou aan haar, jy gaan met jou tyd vashou aan haar, jy gaan met jou hart vashou aan haar. Verlaat jou vader en moeder, en jy met jou vrou aankleef, en julle sal een vlees wees. Een van gedagte later word, een van droom sal jy later word, daar sal eenheid in jou huwelik wees, want jy moet eerstens verlaat, jy kan nie aan gister en eergister vashou en sê, my pa het dit so gedoen, of my ma het dit so gedoen nie, jy moet hulle eer, ja, respek hê, en as dit nodig is, moet jy vir hulle sorg, so ver dit van jou afhang, moet jy goed wees vir jou ouers, maar daar is 'n tyd wat dit net jy en jou lewensmaat is. Kyk in hierdie jaar na hierdie kamer, eer jou vrou ook, want die Bybel sê jy moet haar eer, sodat jou gebede nie verhinder word nie. Baie mense eer nie hulle vrou nie, daarom antwoord God nie hulle gebede nie, hulle kan blou word, hulle kan op en af spring, hulle kan vas en bid vir 10 jaar lang kan hulle vas, alhou hulle 40 dae vas, hulle gebede gaan nie beantwoord nie, want die konstitusie van die hemel, naamlik die woord van God sê, jy moet haar eer, sodat jou gebede nie verhinder word. As jy nie respek vir jou vrou het, jy moet nie dink God het respek vir jou gebede nie. Dis eenvoudig, ek praat met jou oor 'n veilige reis vir hierdie jaar. Veilige reis wil jy, moet jy jou lewe in kamers deel, dan moet dit tyd wees wat jy net vir jou vrou gee. Dan moet dit, of jou man natuurlik, as jy 'n vrou is, dan moet dit tyd wees wat jy net vir jou ouers gee. Jy moet hulle bel, jy moet sorg dat jy weet hoe dit met hulle gaan. En dan is daar 'n kamer wat jy het vir die kerk, vir jou verhouding met medegelowiges. Dis krities belangrik. Dis baie belangrik, want die Bybel is baie duidelik nogal daaroor. Party mense sê, ek hou sommer by my huiskerk, ek en my vrou en kinders. Weet jy, jy's nogal besig om groot kanse te vat met jou lewensreis. Groot kanse. Want dis hoekom die Bybel praat van die gemeente. Hy sê, hou hierdie dinge voor in die gemeente, dis hoekom hy ouderlinge gegee het vir die gemeente, dis hoekom hy profete, apostels, herders, leraars, evangeliste gegee het vir die gemeente. En as jy nie daar is nie, dan verag jy die bruid van God. En dis verskriklik as jy 'n ander man se vrou beledig, maar hoeveel te meer as jy God se vrou beledig, Christus se vrou, naamlik die kerk, die bruid. Baie mense sê, ek is die kerk, en hulle sê, daar is die kerk. Vriend, kom ek vertel gou vir jou iets baie mooi en duidelik, en ek hoop jy verstaan dit. Moenie met woorde kom speel wanneer dit by God, oor God gaan nie. Sy gesamentlike kerk is al sy kerk, is al die mense. Dis hoekom Paulus praat van die gemeente in Galasië, die gemeente in Kolossense. En ja, ek weet, ons is ook 'n tempel van die Here, ons is ook kerk, maar daai gebou op die hoek van daai en daai straat, dis ook 'n kerk, en dis waar die gemeente by mekaar kom, dis die kerk van sand en klip en alles. Dis als woorde, kom ons kom by mekaar, kom ons kom as kerk, as gemeente by mekaar, kom ons maak die Here groot, as jy 'n veilige reis wil hê, want die Bybel is duidelik, ondubbelsinnig, en ek sê hierdie goed vir mense wat goed begin het, en nie meer is waar hulle moet wees nie. Jy het vurig begin, jy het gevas en gebid, en jy het gekoordans in die kerk, en jy het hande geklap, opgesteek in die lig, en jy was 'n getroue bywoner, maar toe daar iets gebeur, iets het net iewers gebeur, en jy het dalk die stryd gehad, maar jy's net nie meer gelukkig of gemaklik nie. Vriend, dit gaan nie oor jou gelukkige gemak altyd nie, dit gaan meer oor gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is 'n hoër prioriteit. En God eer gehoorsaamheid. As jy wil hê dinge in jou lewe, in jou familie, in jou huwelik moet in plek val, wees gehoorsaam. Die Bybel sê God ag gehoorsaamheid beter as offerande. Dalk as jy getrou in jou 10de nog, weet jy, gehoorsaamheid is nogal beter, en hy sê hierso in Hebreërs 10, hy sê,
jy moet nie die byeenkomste nalat so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en in liefde wil ek by jou oor jou spreek. 'n Veilige reis in hierdie lewensjaar, in hierdie kalenderjaar, in hierdie jaar. 'n veilige reis deur die storms, want storms daar buite is gewis, maar mag hy jou hou in die holte van jou hand. Kry kamers in jou lewe, sorg dat die kamer van jou huwelik, die kamer van jou ouers, die kamer van die kerk, alles in plek is. Dan sal nog die kamer van jou werk ook, maar moenie opsetlik Sondag deur die kamer van die kerk na te laat nie. Dis God se bruid, en moenie, ek weet, jy kan dalk fout vind met God se bruid, maar moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie, wees jy maar net getrou, wees maar net getrou, wees jy die minste, en wees jy net getrou. God het jou nodig, kan jy dit glo? God het jou nodig in sy kerk, jy's deel van sy kinders. Ag, kom steek weer jou hande op in die kerk, kom lig weer jou hande op, moenie van die kerk kwaad praat nie, moenie dit doen nie, dis nie mooi nie, dis glad nie mooi nie, dis nie mooi nie, en dan die kamer van jou werk, dit moet jy ook een kant hou, moenie altyd jou werk inmeng oralster nie, as dit tyd vir werk, as dit tyd vir speel, as dit tyd vir familie, kinders, huwelik, kerk. En dan die boetsemin wat jy aansmeer, dit laat my aan die bloed van Jesus dink. O, die bloed van Jesus, dit was my witter dan die sneeu. O, was my in die bloed van die lam en witter as sneeu sal ek wees. Die bloed van Jesus, hulle moes die bloed, die boetsemin, as jy dit so wil noem, hulle moes die bloed, die bloed, die heilige bloed, moes hulle in Exodus op die deurposte ook stryk. Selfde woord wat in Genesis staan, by die ark, hy sê, jy moet die ark met pik bestryk, in Exodus sê hy, jy moet die bloed aan die deurposte stryk, in die huise waarin jy die Ou Testamentiese Pasga gehou het, die ongesuurde brode en die vleis van die lammertjie, moet die bloed daar aan die deurposte stryk, dan gaan die doodsengel nie by daai deur ingaan nie, stryk maar die bloed oor jou lewe. Hoe stryk mens die bloed oor jou lewe? Partykeer hou ons nagmaal, eintlik moet ons dit gereeld doen, ons hou nagmaal en stryk ons die bloed, die boetsemin, en dan bid ons, jy stryk hierdie bloed aan deur te bid en te sê, o dankie Here vir die redding van my siel, want gebed het mos groot krag, jy lees mos daar in Jakobus, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Weet jy, ek wil vir jou sê, terwyl jy die boetsemin smeer deur jou gebedslewe, jy het die kamer van die kerk, die kamer van die huwelik, die kamer van jou ouers, die kamer van die werk, en dalk is daar 'n tyd wat jy net ontspan, weet jy wat, terwyl jy die kamers het, smeer die boetsemin aan, deur gereeld te bid, deur die bloed oor jou te spreek, want wanneer jy bid, dan het jy groot krag tot jou beskikking, en tot jou beskutting ook, jou beskerming, maar die gebed van die regverdige, it availeth much, dit bereik groot dinge, weet jy, behalwe dat jy krag kry vir elke dag, volgens Jakobus 5 vers 16, en as jy hierdie verse lys wil hê, dan WhatsApp jy net vir my die woorde, veilige reis, verse lys. Ja, dit rym, veilige lys, verse reis, veilige reis, verse lys. En ek stuur vir jou per WhatsApp jy moet vir my WhatsApp en ek WhatsApp hierdie notaatjie van my vir jou terug. Vriende, nog iets. Wat se boetsemin is daar nog? Wat sê, jy bid en God gee vir jou genesing. Hy vat die krankheid, die virusse, die kieme weg. Ag, hoeveel keer het ons dit al ervaar? Die Bybel sê in dieselfde Jakobus, die gebed van die geloof sal die kranke red. En selfs as hy sonde gedoen het, ja, partykeer maak ons foute ook. Ek sê nie siekte is equal sonde nie. Ek sê partykeer maak ons foute en dan het dit resultate op ons lewe, maar God sê al het jy foute gemaak, sonde is gedoen. Ek gaan dit ook vir jou vergewe. Ag, die gebed bereik baie. Smeer maar die boetsemin aan. Smeer dit, bring reën, Elia het gebid en toe reën dit, en hy het eers gebid, toe reën dit nie, en toe bid hy, toe reën dit. Vriende, as daar nie reën moet wees, dan bid jy, en wanneer daar reën moet wees, dan bid jy. Boetsemin, smeer dit aan, dit gaan jou red van gevare. Psalm 50:15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek gaan jou uithelp. Ja, in hierdie lewensjaar, spreek ek oor jou 'n veilige reis, en ek spreek oor jou kamers wat jy begin inrig, rig jou gebedskamer in, rig jou huwelikskamer in, rig jou kamer vir die ouers in, maar jou kerkkamer, rig dit in, en dan wanneer jy die boetsemin deur gebed smeer, gaan God jou red, en hy gaan jou gebede beantwoord, en hy gaan vir jou sorg, hy gaan jou uithelp, hy gaan jou red van gevare,
Roep my aan in die dag van benoudheid, en ek gaan jou uithelp. Jy gaan my eer. Ja, die Bybel sê waar 2 of 3 in my naam vergader, is ek in hulle midde. Sorg maar dat jy die boetjemin saam met die kerk aansmeer. Dat jy in die midde van die heiliges is, in die teenwoordigheid van God se gesandte, terwyl jy daai boetjemin aansmeer. Jy smeer dit in jou gebedstyd aan. Jy smeer dit terwyl jy bestuur in die kar aan, maar jy smeer dit ook aan terwyl jy in die kamer van gebed is in jou lewe, maar ook in die saam met die gelowiges in daardie plek wat ons kerk noem, terwyl jy daar by mekaar kom, as die kerk, as die gelowiges by mekaar kom, want ons is mos gesamentlik ook kerk, ons is gemeente, we are ecclesia, dan gaan God vir jou doen. Net vir interessantheid, die woord kerk kom in die boek Openbaring 21 keer voor, 20 of 21 keer, en terwyl dit so baie voorkom, sê hy elke keer, lees hierdie in die kerk, die Engels sê kerk, terwyl die Afrikaans sê gemeente. Moenie die woord kerk onderskat, moenie daarteen praat nie, want dan praat jy teen God, en dit is nogal 'n bietjie gevaarlik vir jou lewensreis. Ek wil oor hierdie jaar oor jou spreek, maar God jou seën. Mag hy jou bewaar. Mag hy sy engele aangaande jou bevel gee op al jou weë. Mag hy vir jou daardie werksgeleenthede of besigheidsgeleenthede gee. Mag hy jou gesond maak in die naam van die Here, daardie ongeneeslike omstandigheid val uit jou liggaam uit, in die naam van Jesus, daardie kind wat so moeilik is, daardie jong kind wat so moeilik is. Mag God in jou dogter en in jou seun se lewe inkom. Mag hierdie jaar totale verandering kom. Mag dit die jaar wees waar ons nie ons vinger na mense uitsteek, maar ons vinger so na onsself uitsteek en sê, Here, waar kan ek verander? Change my heart, O Lord. Meer omtrent Jesus. Ek seën jou vir hierdie lewensjaar. Ek wil afsluit met hierdie paar woorde voor ek vir jou gaan bid. As jy in die omgewing is, besoek ons gemeente op die hoek van St. Thomas, Dr. Efraatstraat in Malmesbury. Ek kyk uit om jou te ontmoet, om jou te sien, en dan ondersteun gerus ons gemeente en hierdie aksies. As jy dit wil ondersteun, stuur vir my WhatsApp vir my die woord ondersteun, en ek stuur graag vir jou ons bankbesonderhede. Kan nie wag om van jou te hoor vir hierdie nota nie, dis natuurlik heeltemal gratis. Stuur vir my die woord veilige reis, verse lys, en ek WhatsApp dit vir jou terug. Kom ek bid vir jou. Vader, ek seën elkeen wat hierdie woord gehoor het met 'n veilige reis in die naam van die Here Jesus Christus. U bewaar hulle op al hulle weë. Hulle is bestendig in alles wat hulle doen. Ek seën hulle in Jesus naam. Volgende keer, God watches over you. Bye.